Dag sê, wanneer is die logiese struktuur van 'n argument geldig? Ons sou byvoorbeeld kon argumenteer dat as alle honde soogdiere is en Wagter is 'n hond, dan moet Wagter noodwendig 'n soogdier wees. Hierdie soort argument waar die eienskappe wat universeel in 'n groep voorkom aan 'n lid van daardie groep toegeskryf word, staan bekend as 'n sluitrede. Om sin te maak uit die logiese struktuur gaan ons nou die argument net effens omswaai sonder om die implikasies te verander en sê, as Wagter 'n hond is, dan is hy 'n soogdier. Wagter is 'n hond, daarom is Wagter 'n soogdier. Die eerste sin van hierdie argument stel 'n voorwaarde. Die as-gedeelte van die sin noem ons die antecedent en die dan-gedeelte van die sin noem ons die konsekwent. In die tweede sin word daar aan die antecedent voldoen. In die derde sin word afgelei dat die konsekwent dus geld. Hierdie struktuur van argument is altyd geldig. Die premisse is boonop waar, dus is die argument grondig. Om die struktuur te veralgemeen gaan ons dit nou in simbole voorstel. Die antecedent noem ons P en die konsekwent noem ons Q. Ons kan nou enige logiese argument van hierdie formaat as volg voorstel. As P die geval is, dan Q. P is die geval, dus Q. Deur 'n paar operators in te voer, kan ons dit verder verkort en as volg voorstel. Hierdie is altyd 'n geldige logiese formaat en staan bekend as bevestiging van die antecedent. Die operators wat ons gaan gebruik in hierdie praatjie is as volg. Pyltjie beteken impliseer, puntdriehoek beteken dus en tilde beteken nie. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As Wagter 'n koei is, dan is hy 'n soogdier. Wagter is nie 'n koei nie, dus is Wagter nie 'n soogdier nie. Hier is iets fout. Arme Wagter is nog 'n soogdier. In simbole lyk die argument so. P impliseer Q, nie P, dus nie Q. Hierdie formaat staan bekend as ontkenning van die antecedent en is logies ongeldig. Selfs al is die premisse waar, sou die argument ongegrond wees. Hier volg nog een. As Wagter 'n koei is, dan is hy 'n soogdier. Wagter is 'n soogdier, dus is Wagter 'n koei. Ai, arme Wagter. In simbole uitgedruk lyk dit so. Hierdie formaat staan bekend as bevestiging van die konsekwent en is logies ongeldig. Kom ons bring 'n goudvisie, Wanda, in. As Wanda 'n hond is, dan is hy 'n soogdier. Wanda is nie 'n soogdier nie, dus is Wanda nie 'n hond nie. In simbole uitgedruk lyk ons argument so. Hierdie formaat staan bekend as ontkenning van die konsekwent en is logies geldig. Ter opsomming, bevestiging van die antecedent is logies geldig, ontkenning van die antecedent is logies ongeldig, bevestiging van die konsekwent is logies ongeldig en ontkenning van die konsekwent is logies geldig. Die tipe analise waarmee ons pas te doen gekry het, staan bekend as formele logika. Waar daar meer as een antecedent is waaraan voldoen moet word, kry ons met verbindings en splitsings te doen en raak formele logika meer kompleks, maar ons sal nie hier daarop ingaan nie. Intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd, Vino Veritas.